Hoofnuus vanaand, meeste politieke partye het reeds die aanduiding gegee dat hulle nie die minister van Finansies Eno Godongwana se begroting gaan goedkeur nadat 'n 1% BTW-verhoging oor 2 jaar voorgelê is. 'n Onderwyser, 'n maatskaplike werker en 'n predikant het vandag getuig in die verhoor van Kelly Smith en 2 ander. En Patrice Motsepe weer verkies tot president van die Konfederasie van Afrika Sokker. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Staatsbesteding sal na verwagting oor die volgende 3 jaar tot 2,3 miljard rand toeneem teen 'n koers van 5,6%. Volgens die minister van Finansies, Eno Godongwana, is dit hoofsaaklik om die verlenging van die maatskaplike noodtoelaat tot Maart 2026 liewer en 'n verhoging in ander maatskaplike toelaas te dek. Godongwana het sy uitgestelde begroting ter tafel gelê wat verdere druk op belastingbetalers se sakke gaan plaas. Die begroting wat onder meer 'n 1 persentasiepunt verhoging aan belasting op toegevoegde waarde oor die volgende 2 jaar insluit, moet egter nog deur politieke partye goedgekeur word. Partye soos die DA en EFF het reeds aangedui dat hulle nie in sy huidige vorm dit steun nie. Volgens Godongwana sal die impak van die verhoogde BTW op die land se armes versag word deur 'n klein verhoging in onder meer maatskaplike toelaas en 'n uitbreiding van die lysprodukte wat van BTW uitgesluit is. Die gebeure sedert die aanvanklike begroting 3 weke gelede uitgestel moes word vanweë reuse teenstand van politieke partye, het die minister voor 'n uiters moeilike taak gestel. Ondanks beperkte bronne en lae ekonomiese groei wat deur strukturele probleme belemmer word, bly die regering se uitgawes styg. Hoewel die nasionale tesourier verwag dat ekonomiese groei van die laer as verwagte 0,6% verlede jaar tot 1,9% vanjaar gaan styg, was die belastinginkomste vir die 2024-2025 boekjaar 16,7 miljard rand laer as wat verwag is. Daarmee saam staan die begrotingstekort wat die verskil is tussen belastinginvordering en staatsbesteding op amper 5% van die bruto binnelandse produk. Volgens die minister beteken dit dat die regering 3 miljard rand meer sal moet leen as wat verwag is. Debt service costs will amount to 389.6 billion in the current financial year. This translates to 22 cents of every rand we raise in revenue. It is more than what we spend on health, the police or basic education. Bykomend door die voorgestelde BTW-verhoging van 1 persentasiepunt oor die volgende 2 jaar, sluit ander belastingvoorstelle, aanpassings in mediese belastingkrediete, sondebelastingverhogings op alkohol en tabakprodukte en 'n verhoging in koolstofbelasting in. Boonop word persoonlike belastingkerwe nie soos gewoonlik volgens inflasie aangepas nie, wat meer belasting met salarisverhogings kan beteken. Ekonome sê die voorgestelde begroting was 'n fyn balanseer toertjie wat die markte waarskynlik gaan verwelkom. It is a good budget because it maintains fiscal consolidation while it does not cut, necessary spending, particularly fixed investment. Support frontline services, those are your nurses, your doctors, your police, your teachers, that remains supported within this budget. So markets should be, should have a positive response to this budget. Om vinniger ekonomiese groei aan te wakker en werksgeleenthede te skep, wil die regering 'n addisionele 47 miljard rand op infrastruktuurontwikkeling spandeer. Dit sluit elektrisiteit, spoor, water en vervoer-infrastruktuurprojekte in. Hoewel die tesourier se risikovooruitsig gebalanseerd is hy bekommerd dat globale faktore soos geopolitiese spanning, proteksionistiese handelsbeleide en handelsontwrigtingskommoditeitspryse en inflasie kan opjaag. It could get worse, particularly if Europe also starts to impose all these high retaliatory measures against the US. And with Europe and China being our key trading partners, slower growth in those two regions would hurt the South African economy. Die minister het dit duidelik gestel dat staatsbeheerde ondernemings geen verdere reddingsboeie kan verwag nie. Hy sê die entiteite verkeer steeds in nood weens swak regering, finansiële druk en voortgesette operasionele uitdagings.
Die meeste politieke partye het na die begrotingsrede gesê dat hulle daarteen gekant is en dat dit nie hulle stem of goedkeuring sal kry nie. Die meeste partye is teen enige belastingverhoging. There are some things that we want. We've said very clearly, we're in this government for growth and jobs. If we are not going to take the bold decisions that go hard for growth and jobs, well then we're going to not lend our support and vote to budgets that don't speak to that. And I hope that sanity is going to prevail. You will see when this debate comes back, it is going to split society into two, black and white. And that is what we should avoid at all costs. Unify society. If we want to polarize it, we can polarize it. But the reality is that a budget is not an ANC budget. It's a budget for the country. Die Afrika Christen Demokratiese Party is erg teleeggesteld in die verhoging van BTW, alhoewel dit oor 2 jaar gaan geskied. Ons belastingbetalers verkeer reeds onder geweldige druk en daai druk gaan dan toeneem hiermee. Ons is van mening dat daar ander maniere is om die tekort in die begroting te verwesenlik. Ons insiens kon daar gekyk word na die belasting wat verskuldig is aan die ontvange van inkomste. Dit word geskat dat daar 800 miljard rand is. Increasing VAT by any percentage is disastrous. To increase it by 0.5% this year and next year as well. The people who are going to suffer most are black people. These are the people who pay VAT and we are going to suffer most. Ons ekonomie kan nie groei nie. Ons kan nie deur die 1% GDP kom nie. En dis hoekom alles nie klop by hierdie begroting. So as ons nie ons ekonomie laat groei en meer mense moet toelaag kry, dan gaan hierdie situasie voorkom. Ons is baie teleurgestel dat niks is gesê oor wat gaan hulle doen om effek te sny. Byvoorbeeld ons kabinet is hopeloos te groot en hopeloos ook. We support this budget because we feel a budget must be credible. It must demonstrate the source of income. If you pass a budget that does not have credibility, it is a budget that is not good for the country. And secondly, if we decided to borrow this money, it was going to be a burden for generations to pay back that money. We are obviously clear about the fact that today there was no prioritization of cutting expenditure so that you can fund growth. Funding growth is about increasing the infrastructure spend, making sure it's efficient. As a committee now that receives the budget, the job that we'll now be doing is making sure that we look at every line item, reduce wasteful expenditure that is not serving the people of this country, and ensure that ultimately all money that is allocated goes towards the people of this country. Die vakverbond COSATU en die Staatsdiensvereniging het voorbehoud uitgespreek oor die regering se vroeë aftreepakket vir lede van die staatsdiens. 11 miljard rand is op sy gesit in die begroting om werknemers ouer as 55 jaar aan te moedig om die staatsdiens te verlaat. Staatsdienswerkers en vakbonde het betoog buite die parlementsitting teen besuidigingsmaatreëls. Die minister van Finansies het 23 miljard rand geoormerk om 'n 5,5% salarisverhoging vir staatsdienswerkers in die volgende 3 jaar te befonds. A 3-year wage agreement has been reached, although the agreement exceeds the 2024 budget. In the medium-term budget policy statement projections, its duration reduces uncertainty in the budget planning. This agreement will cost an additional 7.3 billion in 25-26, 7.8 in 26-27, and 8.2 billion in 27-28. These are the companies that are outside matching for me. Godongwana voorspel deur die pakkette vir vroeër staatsdiensaftrede 'n besparing van 7,1 miljard rand per jaar vir 2 jaar. If you're going to let these people go without having a proper plan in place, I think we're heading for a crisis. So we're cautioning members to think very carefully. Look, these are short-sighted solutions. You remember in Madiba's administration, the other Madiba, Nelson Mandela, teachers were offered voluntary severance packages. Government regretted it later. Government closed many teaching colleges and they regretted it later. Over the past few years, the late Pravin Gordhan had to go try to bring back engineers to Eskom, to Transnet, to Denel.
because we've lost those skills. Een van die betogende groepe, Women on Farms, sê dat landelike gemeenskappe meegee onder finansiële druk. Wat kan mens doen met R500 vir 'n hele maand? Die kosmandjie alreeds is R4.500 'n maand. So hoe lewe 'n persoon van R500 'n maand? Die betogers het hulle voorgenem om te verenig ter wille van die stryd om die regte van werkers en armes. Die maatskaplike verligtingstoelaag gaan met nog 'n jaar verleng word, maar die regering waarsku die toekoms daarvan sal bepaal word deur die uitkoms van die hersiening van die aktiewe arbeidsmarkprogram. Die totale begroting wat vir maatskaplike hulp toegewys is R422,3 miljard en sal teen 'n gemiddelde jaarlikse koers van 4,5% liewer toeneem. Die befondsing ondersteun armoedeverligting deur maatskaplike toelaas, die verskaffing van risikovoordele deur maatskaplike versekering en die lewering van welsynsdienste en ontwikkelingsinisiatiewe. 81% van maatskaplike beskermingsuitgawes word aan maatskaplike toelaas toegewys, terwyl maatskaplike sekuriteitsfondse soos die padongelukkefonds, die werkloosheidsversekeringsfonds en die vergoedingsfonds byna 30% van die totale besteding uitmaak. Die tesourie sê maatskaplike toelaaghervorming en doeltreffendheidsbesparings gaan nodig wees om die volhoubaarheid van die maatskaplike sekuriteitsstelsel te verseker. Vanaf April 2025 gaan die ouderdomstoelaag, oorlogsveterane toelaag, gestremdheidstoelaag en versorgingsafhanklikheidstoelaag elk met R130 verhoog. Die pleegsorgtoelaag gaan in April met R70 tot R1.250 verhoog, terwyl die kindertoelaag in April met R30 tot R560 gaan styg. There are elements that are sitting well for households. Firstly, a big part of the expenditure is that we are increasing social grant affordability, including that social relief grant, which initially came in as a temporary measure but is becoming more permanent. 'n bedrag van R35,2 miljard word toegewys om die betaling teen die huidige R370 per maand per begunstigde te verleng. And there are many that have become dependent on this. This is a help to feed families. We look at our economy with the unemployment rate as it sits, north of 30%, some 8 million people without jobs. They are probably the ones that survive on that R370. Let's counterbalance it with VAT. Terselfdertyd word R2,1 miljard oor die mediumtermyn aan die Departement van Kleinsakeontwikkeling toegewys om ongeveer 120,000 mededingende kleinbesighede te ondersteun, veral die wat deur vroue, jeug en persone met gestremthede in gemarginaliseerde gebiede soos townships en plattelandse streke besit word. Ons gaan voort met ons bulletin. 'n Evangelis en deeltydse nutsman beweer Jocelyn Smith se ma Kelly het in Augustus 2023 aan hom gesê sy gaan haar kinders laat wegvat en dat sy R5,000 sal aanvaar as hulle nie die volle bedrag van R20,000 kan betaal nie. Nico Steven Kutsie het getuig in die ontvoerings- en mensenhandelverhoor van Smith, haar kerel, Jacqueline Apollos en Stefano van Rijn. Jocelyn het op 19 Februarie verlede jaar vermis geraak en sedertdien is daar nog geen spoor van haar nie. Nico Steven Kutsie het aan die hof gesê hy het Kelly Smith vir die eerste keer in 2016 ontmoet by die begrafenis van een van haar familielede. Hy het ook op ander geleenthede met haar gepraat, onder andere in Augustus 2023. Daar gaan, sy sê dat sy wag mense wat na haar toe moes kom. She said she was waiting for people who were supposed to come to her. Wat vroeger al reeds moes gekom het. Who were supposed to come earlier. Maar haar teleurgestel het. Hy het ook al gesien hoe Kelly tydens 'n kerkdiens in die gemeenskapsaal in Deasville na die verhoog geroep word. Hy was verbaas toe hy later hoor dit was haar kind wat weggeraak het. Jocelyn se onderwyser het vroeër getuig dat Kelly 4 dae na die kind se verdwyning vir haar gesê het
'n Nigeriese man het haar gebel om te sê haar dogter is in 'n vraghouer op 'n skip onderweg na Wes-Afrika. Sy het ook genoem dat volgens die oproep according to this call, is dat die inligting wat sy van die Nigeriese man ontvang het, the information that she received from this Nigerian male, dat haar kind op 'n boot is, that her child is on a boat, binne in 'n container, inside the container, en dat hulle op pad is na Wes-Afrika. and that they were on their way to West Africa. Die verhoor duur voort. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. In die Gqeberha Hooggeregshof is Vicky Terblanche se kerel skuldig bevind aan haar moord. Reinhard Leach was in 'n verhouding met Terblanche ten tye van haar dood in Oktober 2021. Leach het aangevoer Vicky se ex-man Arnold het hom geld aangebied om van haar ontslae te raak. Hy is op 8 aanklagtes skuldig bevind, waaronder moord en sameswering om moord te pleeg. Leach is die tweede beskuldigde wat skuldig bevind is aan Vicky se moord. Dylan Cullis, wat 'n staatsgetuie geword het saam met Leach was toe Vicky bedwelm en vermoor is, dien reeds tronkstraf van 18 jaar uit. Die dodetal in gister se busongeluk op die R21 in Ekurhuleni aan die Gautengse Oostrand staan op 14. Altesaam 26 van die 49 persone wat in 5 staatshospitale opgeneem was, is reeds ontslaan, maar 3 is steeds in 'n kritieke toestand. Volgens voorlopige ondersoeke het die busdrywer rem getrap in reaksie op 'n sedan wat voor hom rem getrap het. Die owerhede het gister gesê hulle ondersoek die moontlikheid dat dit 'n menslike fout was. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n vlak 6 waarskuwing vir swaar reën van môre af tot Vrydag oor KwaZulu-Natal uitgereik. Die eThekwini munisipaliteit wat Durban insluit, is deel van die gebied wat geraak word. Die waarskuwing sluit die moontlikheid in van oorstromings, swak toestande op paaie, skade aan infrastruktuur en die ineenstorting van modderstrukture. Talle gesinne word steeds gehuisves in tydelike behuising in die Durbanse middestad na oorstromings 2 weke gelede wat 9 lewens geëis het. 'n Malawiese hof het 'n uitleweringsversoek van Suid-Afrika vir Shepard en Mary Bashiri na Suid-Afrika toegestaan, waar hulle tereg staan op verskeie aanklagte teen hulle. Die twee sal egter nie in hegtenis geneem word nie, aangesien hulle van plan is om teen die uitspraak te appeleer. Die Suid-Afrikaanse regering het aangedui dat hy vir die appelproses sal wag, maar die appel sal teenstaan. Die Bashiris het in 2020 in 2 howe in Suid-Afrika tereggestaan op verskeie kriminele aanklagte teen hulle. Hulle het tydens hulle borgtog na Malawi gevlug. En nou 'n vinnige oorsig van die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Die Suid-Afrikaanse miljardêr en sokkerbaas Patrice Motsepe is onbestrede vir 'n tweede termyn tot president van die Konfederasie van Afrika Sokker herkies, en dis by die 14de CAF buitengewone vergadering in Kaïro in Egipte. Motsepe kry erkenning daarvoor dat hy sokker op die vasteland weer op die regte pad geplaas het, deur onder meer beter bestuur en die prysgeld van klubsokkerkompetisies te verhoog. Van die suksesse van sy eerste termyn is die aanbieding van die Afrika Nasies toernooi in die Voorkus verlede jaar en Marokko wat die FIFA Wêreldbeker halfeindstryd gehaal het. There's a revolution taking place in African football. There's a revolution taking place in African football. And we are honored and privileged to be part of that revolution. And part of the revolution is in the results. Is Morocco in the semi-finals of the World Cup with all of the nations in the world
is the AFCON in Côte d'Ivoire being watched by 180 nations. It has never happened. It's the prize money that is being given to the players. Motsepe het weer die konfederasie se verbintenis tot die ontwikkeling van sportinfrastruktuur herhaal. We have made big progress. In 2021, there was approximately 36 countries that were not playing their football in their nations, in their countries. You cannot develop football in any country in Africa if the national team and the clubs do not play football in front of their supporters, in front of their fans, and in front of their people. So we've made big progress. There is currently only 12 nations in Africa. Out of the 37, 38 that were not playing in their countries, there's only 12. But for us, it's 12 too many. Intussen is Kameroen se sokkerlegende Samuel Eto'o ook deel van CAF se nuwe uitvoerende komitee. Dis dan al vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Ons sien weer môre. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag betref enkel tot verspreide buie kan verwag word die sentrale dele van die land en 'n streek tot in die oostelike helfte. Stormsterwind kan ook verwag word langs die kus, langs die Weskus. As ons kyk na môre, versprei tot wyd verspreide buie kan verwag word die sentrale dele van die land en 'n streek tot in die oostelike helfte. Wyd verspreide buie kan ook verwag word in dele van KwaZulu-Natal, streek tot in die grootste dele van die Oos-Kaapkus asook aan die grensende binneland. Oggendmiskole kan ook verwag word in KwaZulu-Natal, Vrystaat, Noordwes asook in die Oos-Kaap. Stormsterwind kan verwag word kuslangs asook in die binneland. As ons kyk na vernag, daar is verskeie waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir ewige donderbuie wat voorkom in die Noordweste asook in die grootste dele van die Vrystaat en in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Stormwind kom ook voor in die Weskus. As ons kyk na môre, ewige donderbuie kan ook verwag word. Dit kom grootliks voor in Limpopo, Noordwes, Mpumalanga, streek tot in KwaZulu-Natal, asook Lesotho en die westelike dele van die Vrystaat en die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. Stormsterkwind kan ook verwag word langs die Suidkus. So wees asseblief versigtig, dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Ons minimum en maksimum temperature vir Gauteng, stormsterkwind kan verwag word in hierdie provinsie asook swaar reën. Pretoria het 'n maksimum van 24, Johannesburg se minimum daar is 15 met 'n maksimum 22. In Limpopo wyd verspreide buie wat verwag kan word, ander warm, Mokopane asook Bela se maksimum 26. Dan beweeg ons na Mpumalanga, wyd verspreide buie wat verwag kan word in hierdie provinsie, Sekunda se minimum is 13 met 'n maksimum 26. Kuslangs KwaZulu-Natal wyd verspreide buie wat verwag kan word en dit kan lei tot koetsvloede, so wees asseblief versigtig. Pietermaritzburg het 'n minimum van 16 en 'n maksimum 27. In die Oos-Kaap en nou die waarskuwing wat uitgereik word, dit is warm in hierdie provinsie, Graafrenet het 'n minimum van 15 en 'n maksimum 25. Makanda se maksimum is ook 25 grade. In die Wes-Kaap wyd verspreide buie wat verwag kan word in die oostelike helfte van hierdie provinsie, anders is warm, die kook styg tot 40 grade in Vredendal. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap verspreide